Goeiemôre, dit is Vrydagoggend 30 Januarie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Eerste maand van die jaar is verby en vanoggend wil ek met julle gesels oor Sokrates. Nou Sokrates was uit die aard van die saak 'n baie slim ou wat so in die jaar 470 tot 399 BC gelewe het. Ou wat baie gedink het, baie oorpyns het en wat nog al redelike waarhede neergeskryf het. Soos wat ek vanoggend hier met julle wil praat. Meer as 2000 jaar gelede het Sokrates gesê: democracy must fall because it will try to tailor to everyone. The poor will want the wealth of the rich, and democracy will give it to them. Young people will want to be respected as elderly, and democracy will give it to them. Women will want to be like men, and democracy will give it to them. Foreigners will want the rights of the natives, and democracy will give it to them. Thieves and fraudsters will want important government functions, and democracy will give it to them. And at that time, when thieves and fraudsters finally democratically take authority because criminals and evildoers want power, there will be worse dictatorship than in the time of any monarchy or oligarchy. Dit is 'n baie belangrike ding, interessant ook wat Sokrates al 2000 jaar gelede gesê het. En kyk wat het gebeur in die wêreld, want dit is presies wat aan die gebeur is. Jy weet, die roep vir demokrasie, almal kan stem, een man, een stem, het direk daartoe gelei dat ons die land verloor het in die 1994 verkiesing. Want hulle wil hê wat die ryker mense het, dan stem hulle dit in. Hulle stem wette wat hulle pas in. Hulle verander alles want hulle het die meerderheid stem. So hulle kan eintlik maak wat hulle wil. Dit is wat ons nou sien in Amerika, dit is wat ons sien in Europa. En dan die waarskuwing van Sokrates aan die einde, dan sê hy dat diegene wat beheer wil hê, is jou diewe en jou fraudsters, die ouens wat korrupsie pleeg, jou korrupte amptenare en jou diewe en daai slegte ouens, hulle wil die mag hê. En as hulle eers ingestem is demokraties, dis dan, wanneer daai ouens, die evildoers, die mag het, dat hulle die mees ernstige vorm van diktatorskap op die mense neerbring. 2000 jaar gelede, wat het ons gesien het in Suid-Afrika gebeur? Ons sien nou dat die mees korrupte mense is in ons regering, die mense wat alles wil afdwing, wat eintlik op pad is om 'n diktatorskap uiteindelik daar te stel, want ek dink dis waar die gedagte vandaan kom dat die ANC vir ewig moet regeer. En ons weet dat die ANC tans baie naby aan val. As ons dan nou kyk hoe demokrasie in Amerika gesorg het dat al hoe meer staatsamptenare korrup geraak het, omgekoop is, in posisies van mag geplaas is deur korrupte aksies en dade, soos om 'n verkiesing te verneek, om 'n verkiesing te steel, soos wat daar baie duidelik nou
gesien word, het wel in 2020 in Amerika gebeur. Hoe swaai jy hierdie dinge terug? Hoe kry jy dit terug by mekaar? Hoe kry jy dit alles weer in 'n boksie en sit die deksel op? Want demokrasie gee uiteindelik weer die mag aan mense om te stem, so selfs die slegste mense mag stem. Ons het gesien hoe die immigrante ingebring is in Amerika, juis om die demokrate te help om die verkiesing te wen, met daai miljoene wat oor die grense gevloei het vir ekstra stemme. En hulle is gesê, hulle moet stem vir Joe Biden en dan later dan nou vir Kamala Harris. Maar dit is net ongelooflik wat daar aan die gang is. Maar terselfdertyd terwyl daai aksies daar in Amerika, daai onrus wat ons oral nou in stede beginne sien, en ons sien die FBI wat beginne toeslaan op verkiesingskantore om daai stembriewe van die verskillende state deur te gaan en te kyk en bewyse by mekaar maak van wat daar aangaan, sien ons dat Amerika en veral die Trump-administrasie dan nou tans besig is om wêreldwyd hulle gesag te probeer afdwing op die res van die wêreld. Ons het Venezuela gesien, ons het Groenland gesien, waarmee hulle nog steeds besig is, en dan sien ons nou in Iran, nadat daar hier in verlede jaar, na die 12-daagse oorlog vrede gemaak is tussen Iran en Israel met Amerika, tussen beide, staan hulle nou op die rand van werklik 'n groot oorlog. Dit lyk vir my, ongeag wat se pogings tot vrede daar mag wees, beweeg hulle maar net weer terug na oorlog toe. Die spanning bou op in die Midde-Ooste iets ongeloofliks, en Iran sê, hulle sal Amerikaanse teikens aanval, hulle sal Israel aanval, hulle sal die Amerikaanse skepe aanval daar aan die kus van Qatar, waar hulle tans heen en weer vaar, die vliegdekskip, die USS Abraham Lincoln, met sy armade van skepe wat saam met hom vaar en duikbote wat saam met hom vaar, is hulle nou besig en bereid om daai, of nie besig nie, hulle is bereid om dit aan te val. Hulle is besig met hulle eie voorbereidings in Iran. Nou, wat het so gehoord verander van paar maande gelede, wat daar vrede gemaak is, en nou weer 'n vreeslike ding wat aan die opbou. Venezuela het 'n groot bron van Israel, nie Israel nie, ekskuus tog, van China se olie weggeneem. 'n Bron van olie. Hy het baie olie by Venezuela gekoop. En die volgende een by wie hy baie gekoop het, was Iran. Nou kan hy nie meer die olie by Venezuela koop nie, China nie, so hy moet Iran beskerm, anders gaan hy daai bron van olie ook verloor. En dis hoekom China Amerika gewaarsku het en gesê het, julle moet baie mooi dink wat julle doen, want hierdie kan lei tot 'n wêreldoorlog, want julle meng nou in moet sekere strategiese materiaal, olie, wat China moet hê vir sy normale bedryf en om te kan voortgaan en. Daarom het ons gesien die afgelope 14 dae het daar verskriklik baie vragvliegtuie vanuit China ingevlieg met vermoedelik oorlogstoerusting, wapentuig wat inkom, ammunisie wat inkom, en dan ook lanseerders en lugafweerstelsels en missiele en so meer. Ons kan maar net dink wat was alles aan boord. En in die laaste nuus het China nou ook 2 destroyers, 2 groot oorlogskepe
Slagskepe is die woord daarvoor, 'n destroyer in Afrikaans is 'n slagskip. So hulle het nou 'n paar slagskepe ook gestuur na die kus van Iran as 'n teenvoeter vir die Amerikaanse vloot wat daar aan die opbou is. So hierdie spanning is 'n werklikheid. En dit is al hierdie goed wat ek nou net van Sokrates gesê het, wat uiteindelik aanleiding gegee het tot hierdie ewigdurende oorloë, nuwe oorloë. Dit moet aan die gang gehou word in 'n poging om dan die globalis lewendig te hou, om die geldstelsels aan die gang te hou en die geldmagte gesentreer daar in Londen. Maar dis baie interessant dat goud se pryse nou oor die $5,000 is en dat silwer omtrent nou weghardloop in prys. Hy skiet die hoogte op en ons sal sien dat koper waarskynlik die volgende grondstof is wat die hoogte gaan inskiet. Dit sê vir ons duidelik en dit sê volgens die finansiële ontleeders dat die wêreld op 'n finansiële ramp afstuur, dat die US-dollar eintlik besig is om ineen te stort. Dis hoekom al die banke en al die ouens nou hardloop vir goud en vir silwer. Wat as die dollar val as gevolg van, en dit kan nog 'n rede wees, dat Amerika juis Iran se olievloei wil stop, om meer beheer oor die olie in die wêreld te kry, om daardie finansies van hom stabiel te kry. Maar dis 'n ontwikkelende situasie, ons sal dit moet dophou. Daar's 'n klompie goed wat ons heidaglik dophou ernstig, boonbehalwe nou vir Rusland, Oekraïne, maar hulle is halfstillerig op hierdie stadium. Daar Groenland het 'n bietjie afgewater op die oomblik en die spanning wat nou opbou in Iran, dink ek gaan oor die Iranese olie wat vir China bedoel is. Vandaar China se bekommernis dat hulle daardie bron van olie gaan verloor en hulle besef dat as hulle daai bron van olie verloor, word hulle self so lam gelê dat hulle dalk nie in 'n stryd met Amerika sal kan oorleef of selfs in daai stryd sou kon toetree nie, want dit sou beteken dat Amerika ook meer mag het oor China, mag om sy wil af te dwing en China tot sekere toegewings te dwing. Hoe hierdie spel gaan uitspeel sal ons oor die volgende paar dae sien, maar ek sê julle op hoogte hou van wat ek sien wat daar gebeur. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en julle moet ook 'n aangename naweek hê en ek is maandagooggend terug by julle. Mooi loop.